Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles in waarskynlikheid. In vandag se videoles gaan ons kyk na boomdiagramme wat nog 'n grafiese voorstelling van waarskynlikheid is. Kom ons hersien net gou eers weer vlugtig ons reëls van waarskynlikheid wat ons ook hier in hierdie geval gaan gebruik. So eerstens, ons basisreël, die waarskynlikheidsreël, sê dat die waarskynlikheid van 'n gebeurtenis E is gelyk aan die aantal gunstige uitkomstes van hierdie gebeurtenis gedeel deur die totale moontlike aantal uitkomstes in jou steekproefruimte. Ons algemene of ons optellingsreël, die hoofreël in waarskynlikheid wat ons gebruik, stel dat die waarskynlikheid van gebeurtenis A of gebeurtenis B is gelyk aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die snyding, met ander woorde die waarskynlikheid van A en B. So onthou, hierdie formule geld vir alle gevalle, insluitend in hierdie geval en onderling uitsluitend sal die snyding, die waarskynlikheid van A en B gelyk wees aan 0. Komplementêre gebeurtenisse is gebeurtenisse wat onderling uitsluitend sowel as uitputtend is. Die formule wat ons hier nogal baie gebruik is dat die waarskynlikheid van nie A gelyk is aan 1 minus die waarskynlikheid van A. Laastens, onafhanklike gebeurtenisse se formule stel dat die waarskynlikheid van A en B gelyk is aan die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. Ons het reeds na Venn-diagramme gekyk. So onthou nou, Venn-diagramme is 'n visuele voorstelling van gebeurtenisse in 'n steekproefruimte. Dit kom veral handig te pas vir die oplos van probleme met kombinasies van en, of en nie. Dit kan gebruik word vir enige aantal gebeurtenisse. So nie net 2 nie, dit kan selfs vir 3 ook gebruik word, het ons nou gesien. Ons het ook reeds gekyk na 2-rigting gebeurlikheidstabelle wat gebruik word wanneer data gelyktydig geklassifiseer word volgens 2 verskillende aspekte. Ons het gesien hierdie tabelle kan ook gebruik word om te bepaal of gebeurtenisse onafhanklik en of onderling uitsluitend is. So ons tabelle het bestaan uit rye en kolomme, so ons sou in die rye 1 aspek gesit het en in die kolomme 'n tweede aspek gesit het, en beide in die rye en die kolomme het dan opgetel na totale toe, wat ons dan gebruik het vir ons steekproefruimte. So vandag kyk ons dan nou na boomdiagramme, wat ons derde metode is, hoe ons waarskynlikheid en data kan voorstel. Nou boomdiagramme word gebruik wanneer eksperimente herhaal, byvoorbeeld 'n muntstuk word 2 keer na mekaar gegooi, of veelvuldige eksperimente agtereenvolgens word uitgevoer. Byvoorbeeld, 'n muntstuk word gegooi en daarna word 'n dobbelsteen gegooi. Ons praat van vertakkings. So ons kry ons eerste vertakking en as daar 2 gebeurtenisse is wat moet plaasvind, dan kry ons 'n tweede vertakking. So hierdie hele eerste ene, jy moet al 'n vertikale lyn sien, is ons eerste vertakking en hierdie ene is ons tweede vertakking. So vir die eerste vertakking het ons eksperiment of ons gebeurtenis A en dan die ander kant aan die nie A. Byvoorbeeld as dit 'n muntstuk was, sou dit kop en stert gewees het. Dan vir die tweede eksperiment wat moet gebeur, is die gebeurtenis B en nie B. So sê nou maar dit was 'n muntstuk gewees wat jy 2 keer moes gooi, dan sou jy weer kop of stert gehad het. Nou die waarskynlikhede word op hierdie vertakkings geskryf. So met ander woorde die waarskynlikheid van A en die waarskynlikheid van nie A. Nou belangrik om te onthou, so vertakking soos dit daar staan, sy waarskynlikhede moet altyd optel na 1 toe. So dit beteken dat daai waarskynlikheid daarbo, daai waarskynlikheid van B en die waarskynlikheid van nie B, in daai geval ook optel met 1 toe, en dat dit in daai geval ook weer gaan optel na 1 toe. So as ons nou 'n spesifieke tak begin volg, so van die begin af, het ons eers die gebeurtenis A wat plaasvind. Nadat A plaasgevind het, gebeur gebeurtenis B, so daar kan elke keer net 1 deel van die vertakking plaasvind. So wanneer ons hierdie lyn so volg,
dan maal ons die waarskynlikhede. So, vertikaal tel jy op, horisontaal vermenigvuldig jy. So die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B, ook beter bekend in hierdie geval is die waarskynlikheid van A en B. En daar kan jy nou al die kombinasies sien wat ons kry op hierdie verskillende vertakkings. Ons het reeds ook in 'n vorige video gesien hoe ons vanaf 'n Venn-diagram ons twee-rigting tabel opgestel het. Maar die vraag is nou, kan ons beide van hierdie diagramme, die Venn en die twee-rigting diagram, gebruik om 'n boomdiagram saam te stel? So kom ons kyk hoe werk dit. So ons sien ons eerste vertakking, vertak in 'n A of 'n nie A nie. So as ons kyk na die vertakking van A, in ons Venn-diagram sien ons dus daai sirkel wat nou groen gekleur is, en in ons twee-rigting tabel is dit die ry en met die totaal van 4. So hierdie 4 stem ooreen met wat ons hier het. Daar is 4 van ons 10 elemente in hierdie sirkel. So, die waarskynlikheid wat jy dan hierso kan neerskryf op die vertakking is dan die 4 uit die 10. Nou, omdat hierdie vertakking ons nou moet optel na 1 toe, kan jy dan gaan sien dat die waarskynlikheid van nie A gaan dan 6 uit 10 wees. So saam gee dit dan vir ons die 1. So as ons nou na die waarskynlikheid A kyk, of gegewe A, dan beteken dit, ons kyk nou na hierdie geel gedeelte. So gegewe A beteken, ons mag nou net op hierdie geel areas fokus. So in die Venn-diagram is dit die geel sirkel, en in die twee-rigting tabel is dit ons geel ry. So gegewe A, wat is die waarskynlikheid dat B sal plaasvind? So in die Venn-diagram sien ons dat die waarskynlikheid van B gaan slegs daar die snyding gedeelte wees, en op die twee-rigting tabel gaan dit dan ook hierdie blokkie wees. Met ander woorde, jy kan sien dat die twee-rigting tabel en die Venn-diagram stem ooreen. Maar onthou, dis nou gegewe A. So met ander woorde, ons gaan nou sê vir ons waarskynlikheid gaan dit dan daai snyding, daai 1 uit die totaal van A wees, naamlik 4. Weereens moet die vertakking optel, so met na 1 toe, so met ander woorde, ons kry die 1 uit 4 vir die B, en vir nie B is die waarskynlikheid 3 op 4. Gegewe dan dat die waarskynlikheid nie A is nie, so met ander woorde, nie A is dan dit wat buite ons A-sirkel sou val, so met ander woorde, ons sien dit is hierdie 5 en die 1, of dan op ons twee-rigting tabel sou dit hierdie nie A ry gewees het. So dit beteken, ons kry vir nie A, en dat dit wel B is, gaan dit 5 uit die 6 wees, en vir die nie A, nie B, is dit dan 1 uit 6. So om ons kombinasie aan die einde te kry, vir A en B, gaan ons waarskynlikheid 4 uit 10, gemaal met die 1 uit 4 wees, wat vir ons 'n antwoord gee van 1 uit 10. So weer eens, A en B op die Venn-diagram verwys na die snyding, en dis 1 uit ons groot totaal van 10, en op ons twee-rigting tabel is A en B, is dan hierdie blokkie uit die groot totaal van 10. En so kan jy dan gevolglik dan elke vertakking se waarskynlikheid gaan uitwerk. So boomdiagramme het 'n paar tipes van hoe dit toegepas kan word. So die eerste tipe is vir die herhaling van 'n eksperiment, met ander woorde, jy gooi 'n muntstuk 2 keer. Of dit is vir die trekking met terugplasing. Byvoorbeeld, dink aan 'n sak balle wat jy het. So met 'n, kom ons sê daar's 3 tipes kleure balle in die sak. So jy sal 'n bal, jy moet 2 balle na mekaar trek, maar as jy die eerste bal getrek het, skryf jy slegs die kleur neer en jy sit hom terug in die sak. So met ander woorde, dit het geen invloed op jou tweede trekking nie. Trekking sonder terugplasing, met ander woorde, dink weer aan die sakballe. So as jy die bal uitgehaal het, dan hou jy hom nou een kant en jy sit hom nie terug in die sak nie. So met ander woorde, die aantal balle in jou sak word minder en die kleur wat jy getrek het beïnvloed dan ook die kleurtotale wat in die sak oorbly.
Dan het ons laastens ook voorwaardelike uitkomste, so met ander woorde, as iets gebeur, gaan dit 'n invloed hê op wat volgende moontlik kan gebeur. Nou in jou handboek is daar voorbeelde vir elkeen van hierdie tipes, wat jy asseblief moet gaan deurwerk, om seker te maak jy verstaan hoe dit werk en hoe jy dit moet toepas. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. 75% van 'n sekere tipe saad sal wit blomme lewer en 25% van daardie selfde saad sal pink blomme lewer. 2 sade word geplant en albei ontkiem en groei. Gebruik 'n boomdiagram om die waarskynlikheid te bepaal dat eerstens albei wit blomme sal lewer, tweedens hulle blomme van dieselfde kleur sal hê en die laaste vraag dat daar blomme van verskillende kleure sal wees. So ons moet nou begin met die boomdiagram. So vir die boomdiagram moet jy hierso verstaan dat ons het 'n saad, 'n tipe saad wat aan die een kant vir ons wit blomme gaan gee en aan die ander kant vir ons pink blomme gaan gee. Nou 2 saadjies word geplant. So met ander woorde, nadat die eerste saad geplant is, dan is dit nie meer deel van ons steekproefruimte nie. Maar hulle het nie vir ons gesê hoeveel sade daar is nie, so ons is nie te veel bekommerd daaroor nie. So ons weet, vir ons eerste vertakking kan dit vir ons eerste saadjie met ander woorde, kan dit 'n wit of 'n pink blom wees, en vir ons tweede saadjie, as die eerste saadjie wit was, kan ons tweede saadjie dan nou weer wit of pink oplewer, of as hy pink was, kan hy dan ook weer wit of pink oplewer. Goed, so nou het ons hierdie, nou baie belangrik, jou boomdiagram is nooit voltooi, totdat jy jou uitkomstes heel regs geskryf het. So met ander woorde, jy volg die vertakking. Jy begin by die begin, en dis W vir wit, weer 'n W vir wit, en daar is jou uitkoms wat jy daar gekry het. So jy moet hierdie uitkomstes hier lys, anders gaan jy nie jou punte in 'n toets kry nie. So die volgende ene gaan dan wees WP, dan PW, en laastens die PP. So, dis baie makliker om altyd van 'n tipe van 'n afkorting of 'n kode gebruik te maak. Goed, nou die volgende ding wat jy op die boomdiagram moet skryf, is die waarskynlikhede. So hier word vir ons as persentasies gegee. Nou dis gewoonlik makliker om die persentasies na hetsy breuke of selfs desimale te herlei. So, vir 'n wit kry ons die 0,75 en pink sou dan 0,25 gewees het. Nou, ons eerste saadjie het geen invloed op ons tweede saadjie nie. So ons tweede saadjie sou ook 0,75 vir wit en 0,25 vir pink gewees het. En so ook dan, as ons eerste ene pink was, sou dit vir die tweede saadjie dieselfde waarskynlikhede gegee het. Nou kan ons die vraag begin beantwoord. So die eerste vraag is wat is die waarskynlikheid dat albei wit blomme sal lewer? So nou kyk jy na jou lys van uitkomste. So, ons begin, ons eerste blom moet wit wees en ons tweede blom moet wit wees, so dis die uitkoms WW. Nou onthou, om daai WW te kry, moet jy die waarskynlikhede op daai vertakkings met mekaar gaan vermenigvuldig. So dis 0,75 maal die 0,75 gee dan vir jou antwoord van 0,5625, of as jy dit weer as 'n persentasie moes geskryf het, 56,25%. So onthou, as jy na 2 desimale moet afrond, dan moet jy by hierdie desimale seker maak jy het 4 desimale plekke. Die tweede vraag is dat hulle blomme van dieselfde kleur sal hê. So hierdie eerste ene wat ons uitgewerk het, WW, is reeds een van dieselfdes, maar dan het ons ook die PP. Nou wanneer dit so gebeur dat daar nou 2 of selfs meer van die uitkomstes hier in die einde is wat ons gaan gebruik, gaan ons daai ene se waarskynlikheid, onthou dis nou die ene wat ons gemaal het en daai ene met mekaar gemaal het, plus met hierdie ene se totale waarskynlikheid. So ons het reeds in die eerste som die WW uitgewerk is 0,5625 en dit moet ons nou sê plus dan die waarskynlikheid van PP. So 0,25 vermenigvuldig met 0,25 gee ons die 0,0625 en as ons hierdie twee dan saam plus kry ons die antwoord van 0,625. Die laaste vraag vra vir ons, wat is die waarskynlikheid dat daar blomme van verskillende kleure sal wees?
Nou, hier sê hulle nie vir ons 'n spesifieke volgorde van dit moet eers een kleur wees en dan 'n volgende kleur wees. So, dit kan die WP of die PW wees. So hierso behoort jy nou te sien, dit is ons twee uitkomstes wat oorbly. So daar's twee maniere hoe jy die som kan uitwerk. Omdat dit wat ons nou wil uitwerk, die oorblywendes is, van wat ons reeds aan die vorige een uitgewerk het, kan ons sê 1 minus ons vorige antwoord, en ons kry die 0,375, of jy kan natuurlik die vertakking 0,75 maal met die 0,25, wat jy 0,1875 gee, plus die 0,25 gemaal met daai 0,75, wat ook vir jou 0,1875 gee, en hierdie antwoord gee vir dieselfde as daai eerste metode. So, baie belangrik, wanneer ons en het, so met ander woorde, wit en wit, dan vermenigvuldig ons altyd, en wanneer ons 'n of het, wit wit, of pink pink, vir 'n of gebruik jy 'n plus. Nogal iets handig om te onthou vir die gebruik daarvan. Nou ja toe, ek dink jy het genoeg inligting, dat jy nou kan wegspring met die huiswerk. Lekker werk!